Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons aanbidding van die Here. En ons is opreg dankbaar dat ons hier kan wees en saam die Here se naam te kan grootmaak vir wie hy is. 'n paar afkondigings vanaf die kerkraad se kant af. Die eerste plek sal jy sien daar op die boodskapper se voorblad, daar's 3 jong manne wat vanoggend ondervra gaan word. Dis Heinrich en Stian en Aiden. So baie sterkte ook, die Here het 'n mooi pad met julle gestap tot hier en ons bid regtig waar dat die Here julle ook so verder laat groei en dat julle 'n mooi belewenis ook sal hê daarvan van die liefde waarmee dit gedoen word en dat julle ook met wysheid die ondervraging sal kan doen. As u nuut is hier of u kuier by ons, u wil meer van die gemeente weet, ek wil nie sê daar buitekant is 'n welkomboom nie, ek dink gaan na die voorportaal toe as dit reën. Iemand sal wel daar kry 'n bietjie meer vertelling van die gemeente, so as jy daar staan en iemand kom praat met jou en vind maar net uit, ek weet nie hoe om dit te reël nie. As jy nog 'n bestaande lidmaat is en iemand dink jy is nie, gesels of sê met mekaar, is 'n goeie manier om mense te leer ken. Ons noem graag van die laerskoolaksie, die wat van u wat nie weet nie, was Vrydag aand 'n laerskoolaksie by die kerk gehou gewees en eintlik baie mooi gewees in die wetenskap en hoe mense ook die Here se werke kan sien in die natuur. Eintlik 'n pragtige geleentheid gewees. Hier was so baie kindertjies. Hier was seker 40, 50 kinders wat hier rond gehardloop het en geleer is, wetenskap geleer is en ook hoe dit deel van die Here se skepping is en dis so kosbaar gewees. So dankie vir almal wat dit gereël het. Ons herinner graag aan die kook of geniet. Nou die van u wat nie weet wat dit behels nie, u gee u naam op, u sal sien daar is 'n skakel in die boodskapper of gaan maar die skakel toe en vul u naam daarin. Dan gaan daar gevra word of jy wil kook en of jy wil geniet. En dit is 'n wonderlike manier. Die Here gee vir ons die opdrag om gasvry te wees, om nie naalaat om gasvry te wees. Ons regtig waar mekaar nooi. So gee jy naam daarop dat jy het sy deur iemand genooi word of dan ook iemand nooi na jou huis toe. En dis 'n mooi manier vir die gemeente om mekaar te leer ken. So daar word bietjie boek gehou oor wie al van tevore by mekaar was, dat ons nie weer by mekaar geplaas word nie. Maar elke keer nuwe mense by mekaar uitkom. So asseblief, ons doen 'n beroep op julle. Daar is altyd tekort aan mense wat wil geniet. Nee, mense is altyd bekommerd daaroor dat mense bekommerd is oor mekaar se kookvernuf, maar gee asseblief julle name op. En dis 'n wonderlike manier vir ons gemeente ook om mekaar te leer ken. Ons herinner julle graag ook aan die Hemelvaartsdiens. So Hemelvaart is komende donderdag en daar's 'n Hemelvaartsdiens wat 'n gesamentlike diens tussen ons en Gereformeerde Kerk Bellville en die VG Kerk is. En hierdie jaar vind al die gesamentlike dienste plaas by Gereformeerde Kerk Bellville en dit sal om 7:00 die aand wees en dit is daar oorkant Louis Leipold Hospitaal. Ons dink aan meelewing aan die volgende lidmate wie se name in die boodskappe verskyn, aan Ami en Ina Oukamp met die afsterwe van sy broer Maandag. Dan is Betsy en Olivier en Ellen ook in die hospitaal opgeneem. Ons dink aan hulle en bid vir hulle verbeterskap. Ons dink aan oom Frans van der Walt wat ook deur 'n moeilike tyd gaan met sy gesondheid. Ons ook vir hulle bly bid. En dan kan ons die wonderlike nuus net afkondig dat klein Leanay Opperman is nou vir die eerste keer na 5 maande is sy ontslaan in sy huis toe saam met haar ma en haar pa en daar was groot vreugde na die huis dat die babietjie na geboorte vir die eerste keer in 5 maande huis toe kon gaan. So ons is dankbaar vir die Here en vir almal in die huisgesin ook om dit te mag beleef. Ons vra asseblief dat julle nog steeds sal bly voorbereiding doen, aangesien nog steeds nie goed gaan met haar gesondheid nie. Ons wil sal bly opdra aan die Here. En dan sal ons graag ook die blomme hierdie week wil gee vir oom Ellen en vir hom ook beterskap daardeur toewens. Ons gaan vooraf saam sing Skrifbereiding 3:2 en dis 'n beruiming van Kolossense 1. En Kolossense 1 gaan oor Jesus Christus wat die beeld van God is. Dat in Jesus word God sigbaar, word hy bekend aan die mense, dat hy die volle openbaring van die wese van God in hom beliggaam is, dat hy die eersgeborene van die hele skepping is, en dat alles deur hom geskep is en dat alles vir hom geskep is. En dit sluit die hemel en die aarde, alle sigbare en onsigbare dinge in, selfs die geestelike magte en owerhede staan onder die gesag van Christus. Hy is uit voor alles bestaan en deur hom word die hele skepping ook in stand gehou. As ons dit sing, dink ons na oor die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Ons sit net so, dan sing ons saam Skrifbereiding 3:2 en dan begin ons met die erediens.
Ons votum kom vanoggend uit Openbaring 15. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelglade see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dis ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig, al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelwyse regverdig is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons tot eer van die Here, Psalm 107. Loof God omdat hy goed is en goed is onder end. Laat ons saamkom om dank bewys vir die redding wat so soet is. Kom ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die helse smart tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Die Here antwoord die Fariseërs oor wat die grootste gebod is deur
twee tekste uit die Ou Testament aan te haal, dis Deuteronomium 6 en Levitikus 19. En ek gaan die twee tekste vir ons voorhou en ek gaan Levitikus 19 doelbewus in die middel van Deuteronomium 6 inplaas en dan net 'n kort verklaring oor wat die Here se bedoeling daarmee is. In Deuteronomium 6 vers 4 hoor ons luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. En dan in Levitikus 19 staan daar, jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan gaan Deuteronomium 6 verder vanaf vers 6, dan sê die Here, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is. En as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. En die Here gee die woorde vir Israel want dit moes diep in hulle harte ingeprent wees wie die Here is, wat sy gebooie vir die volk is. Dat hulle moet lief hê met alles en ook later dat hulle naaste moet lief hê soos hulle self. En juist hoe kosbaar dit is dat die Here dit vir die ouers gee. En sê die ouers met hulle kinders daaroor moet praat deurlopend. So as jy op reis is, as daar geleenthede as jy weg van die huis af is of as jy by jou huis self is, as jy gaan slaap of as jy opstaan, daar's deurlopend hierdie geleenthede om dit met jou kinders te deel oor hoe mens jou lewe moet leef. 'n Lewe wat gerig is in totale liefde vir God en liefde vir jou naaste. En juist dit sien ons dat die verbond van die Here, die middelpunt is en die verbondsgeslagte wat deur die Here werk, is die middelpunt hiervan. Die opdrag wat ouers het om so te leef ook, dat hierdie woorde opgeskryf moet word op hulle hande, op hulle voorkoppe, met ander woorde met alles wat hulle doen. Alles wat hulle dink, in hulle hele huis, hoe dit lyk binne die huis, hoe daai geloof uitgeleef moet word, moet dit weerspieël. Dat die kinders kan sien, hoe lyk dit as mens die Here liefhet bo alles, en jou naaste soos jouself. Praat met hulle daaroor, maar leef dit ook uit. Maak hulle disippels. En dis die opdrag wat die Here vir ons hier gee. Kom ons sing saam, terwyl ons net so bly sit, lied 245, vers 1, 2 en 3. Ons hierdie verlossingslied sing uit dankbaarheid. Ons weet, ons kan nie in volle nakom nie, wat in Christus ons verlossing het daarvan.
Kom ons bid saam. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons dankie Here vir soveel genade wat U vir ons gee. Dat daar vir ons herstel is in ons Here Jesus Christus. Dat ons bekleed word met sy geregtigheid, dat ons in 'n verhouding met U kan leef, en dat ons kan roem en prys, dat ons U naam kan groot maak, dat ons daagliks net wil uitjubel vir wie U is en wat U vir ons doen in ons Here. Ons besef hoe groot liefdes daar dit was, dat U seun mens geword het, dat hy homself verneder het, aan 'n kruis gesterf het, dat hy die dood vir ons oorwin het, dat ons kan opstaan saam met hom, dat ons 'n nuwe lewe kan leef, en dat hy verheerlik is, en dat hy nou nog vir ons intree. Dit vul ons met verwondering vir wie U is in die heerlikheid, en dat U ons aansien as sondaar mense, maar tog herstel in Christus, om ook daarvan te gaan verkondig. Om hierdie goeie nuus aan mense te vertel wat nie weet nie. Aan mense te vertel wat vergeet het of misverstaan het. Om ons kinders so te leer wat dit behels, nie net met woorde nie, maar met dade. Hoe dit lyk as ons saam met U opgestaan het in 'n nuwe lewe. Opgewek is om 'n lewe te leef as 'n dankoffer aan U gewy. En ons pleit dit by U dat U ons daarin sal laat volhard. Ons beleef baie keer hoe moeilik dit is om in toewyding aan U te leef, om U bo alles te plaas, om U lief te hê met alles in ons. Ons beleef soveel kere dat dit te veel gevra is om ons naaste lief te hê soos onsself. En daarom bid en pleit ons dat U ons opnuut sal versterk hierdie geloof. Dat ons hierdie geloof sal uitleef, dat ons in alles U sal lief hê, voorop sal stel, U sal aanbid vir wie U is. Dat ons lewe gekenmerk sal word aan dade wat liefde betoon. Here, U is goed vir ons en die goedheid duur tot in alle ewigheid. En ons loof en ons prys U daarvoor dat ons tot in ewigheid daardie goedheid sal ontvang. Ons kan dit nie indink nie. Ons kan nie indink wat dit beteken, wat ewigheid is nie. En tog is dit U belofte. Tog bely ons dit. Ons glo in 'n ewige lewe wat U vir ons gee, die lewe saam met U. En mag ons daarom versterk word uit U werk aan die kruis en die hoop wat U vir ons gee. Dat ons vandag in toewyding al hoe meer sal toeneem. Ons dankie Here vir die woord. Dit is so kosbaar dat ons as gemeente saam kan wees met 'n woord geopen. Gretig om die woord aan te hoor, gretig om ons Here Jesus Christus te sien. En daarom bid ons ook dat die Gees nou in ons sal werk, ons geloof sal versterk, ons hiervandaan sal gaan en U sal aanbid. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit Numeri, en daarvan saam Numeri 6, vanaf vers 22. En ek gaan vir ons voorgaan in die 2020 vertaling. Numeri 6 vanaf vers 22. Die Here het met Moses gepraat en gesê, praat met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die Israeliete seën.
sê vir hulle, mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou na jou toe oplig en aan jou vrede gee. So moet hulle my naam op die Israeliete lê, dan sal ek self hulle seën. Tot sover. Geliefde broer en suster en verbondskinders, ons dink te min na oor die absolute wonder daarvan om te kan lewe. Wat dit beteken, wat dit alles behels om in hierdie lewe te kan wees. En hoeveel genade dit is. Maar soveel te minder dink ons aan die absolute wonder daarvan, dat in hierdie lewe God met ons is. In elke oomblik, letterlik elke oomblik van jou lewe, is daar nie een deeltjie van jou lewe waar God afwesig is nie. Waar hy nie met sy volle aandag in jou lewe betrokke is nie. Elke oomblik wat jy asemhaal, elke ding wat jy doen, is God daar met sy volle aandag ook by jou. En hoe wonderlik is dit nie? En mense sê baie keer dat as daar 'n ongeluk was en was nou ontkoming, maar die Here was daar gewees en ons is gespaar. Maar die teendeel is ook so dat waar ons nie gespaar word nie, waar ons in die hospitaal is, waar daar siekte is. Daar is nie een oomblik waar die Here nie teenwoordig is in sy volle aandag met ons, in sy volle genade en liefde by ons nie. Selfs al gebeur dat die ongeluk lewens eis, selfs al gebeur dat die ongeluk uitwerk daarop dat iemand vir 'n lewe lank siek of verlam is. Die Here is in sy genade en liefde altyd met ons. Hoe wonderlik is dit nie? Dat die ware lewende God wat hemel en aarde gemaak het, altyd by ons is nie. En hoe meer wonderlik is dit nie? Dat hy wat die hemel en die aarde gemaak het, elke oomblik van jou lewe, in sy genade en in sy liefde en in sy vrede by jou wil wees. So kinders, as daar een ding is die julle vandag moet onthou, is dat God is met ons en hy wil by ons wees. Kyk na mamma en pappa of ouma of oupa en besef hulle hele lewe lank en in jou hele lewe lank sal die Here by jou wees. En dis eintlik die tema van die hele Bybel, as ons daarna gaan kyk. Dis altyd nog God se wil om by mense te wees, van die begin af, om saam met hulle te lewe. Dis waar die Bybel begin. God het alles geskep, het die mens geskep, en hy het die mens geskep om saam met hulle te wees. Hy wil in die aand saam met hulle wandel, hy wil sien hoe die mens die diere sal benoem. Hy wil die reaksie sien van die man as die vrou na hom toe gebring word. En daarom het hy die mens geskep in hierdie volmaakte regverdigheid en heiligheid om in hierdie persoonlike verhouding met hom te kan leef. En saam met mekaar kan wandel. En ook as jy niks in die Bybel lees nie, jy blaai na die laaste bladsy van die Bybel toe, hoor 'n mens weer die woorde, Openbaring, waar daar staan, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, en hy sal by hulle bly. God maak dus die mens om by hulle te wees, om saam met hulle te wees. Maar nou weet ons die sondeval se uitwerking daarvan is dat daar 'n totale verbrokkeling in hierdie verhouding kom. Die mens wil uit hierdie verhouding uitklim. Hy wil nie meer in hierdie verhouding met God staan nie en hy wil soos God wees. En hy beroof homself van hierdie allerheiligste, allerheerlikste gawes wat die Here vir hom gegee het. En nou is dit so dat nou verdien die mens weg van God af alleenlik God se straf. So die mens het geleef in hierdie intieme verhouding met God, maar hy word absoluut weg of leef nou ver weg van God af uit die teenwoordigheid van God as gevolg van die sonde. Om nooit meer enigsins in God se teenwoordigheid te wees nie. En om net God se straf te ontvang.
om nooit meer te beleef hoe lieflik dit is, om in die teenwoordigheid van God te leef nie. En tog, ten spyte van die sonde, of juis as gevolg van die sonde, sien ons dat deur die genade van God, dat hierdie wil van die Here om by die mens te wees, nie opgehou het nie. Ten spyte van die sonde van die mens, is nie asof die Here sê, goed, met die mens nou gesondig, hulle wil weg van my wees, ek gaan nou weg van hulle ook leef nie. Ons sien juist die teendeel daarvan. God se begeerte om in sy genade en liefde nog steeds by die mens teenwoordig te wees. En juist daarom, na die sondeval, maak hy beloftes in die mense, en daai beloftes bind hy homself om naby hulle te wees, om saam met hulle te wandel. Hy maak die belofte dat die saad van die vrou die kop van die slang sal vermorsel. Dis beloftes van genade en barmhartigheid wat die mens sal betoon. En ook met Abraham kom die Here en hy seën hom en hy sê maar, ek sal vir jou God wees. Ek wil jou God wees en julle moet vir my 'n volk wees. Hy wil dus saam met hulle wandel. En in die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons in die geskiedenis van Israel oor hoe dinge uitgewerk het, dat Israel was vir 400 jaar nou slawe in Egipte gewees. En vir 400 jaar as slawe was daar nie enige formele aanbidding, saamkom waar die Here aanbid het nie. Daar was nie voorskrifte oor hoe hulle moet aanbid of seremoniële wette oor hoe hulle die Here moet aanbid nie. 7 dae het hulle gewerk, hulle was slawe gewees. Maar dan kom die Here en hy bevry hulle uit Egipte. En die mooi daarvan is hoe die Here nie sê, maar goed, ek breek die mag vir julle en dan gaan julle self die woestyn in nie. Die Here breek die mag van die Egiptenare en hy trek saam met hulle uit Egipte uit. Ons hoor die engel van die verbond is die hele tyd by hulle in 'n wolk en 'n vuurkolom gewees. Die Here los hulle nooit een keer agter nie, maar hy gaan saam met hulle. Hy wil by hulle wees. En hy gee vir hulle die opdrag om 'n tabernakel te bou waar die verbondsark ingeplaas moet word, waar die teenwoordigheid van die Here aandui by die volk, om vir hulle te sê maar ek is met julle. Die tabernakel is 'n tent wat draagbaar was, hulle kon dra van een plek na die ander, waar binne hierdie die verbondsark geplaas is. Maar dit het ook gedien as die tent van ontmoeting. En ons hoor dat die volk bymekaar gekom het en dan was daar formele godsdiens en dan waar voor hierdie eerste gesamentlike aanbidding plaasvind, gee die Here die opdrag vir Aaron en sy seuns dat die volk geseën moet word. Die opdrag is nou juist dat hierdie ter voorbereiding van hulle priesterlike diens is. As deel van daardie ampt wat hulle beklee, moet hulle die volk seën. En elke keer aan die einde van die samekoms sou Aaron dan sy hande oor die volk uitgesteek het en hy sou hulle geseën het vanaf die bronsaltaar. En ek dink mense baie mooi daaroor na, dat die bronsaltaar was juist daar gewees om homself te reinig, die heenwysing dat hulle skoon gewas is en daarin God se teenwoordigheid kan kom. Van daar af moet die seën uitgaan na die volk toe. En dat alle seën kom van God af. Dat alles wat in die seën vervat is God se werke. En Aaron en sy seuns doen nie uit hulle eie hoedanigheid uit nie. Hulle dink nie die eie woorde uit waarmee hulle die volk seën nie, maar dit kom van God af. Hy is die bron, dis een wie se naam hulle gebruik. En daarom mag die seën nie hulle eie woorde wees nie, dit moet woorde wees wat die Here vir hulle gee om die volk mee te seën. En nou is dit wonderlik as mens kyk na hierdie seën wat hulle uitspreek, dat in die Hebreëus is dit poësie van 3 lyne. En die eerste ene bevat 3 woorde met 12 lettergrepe. En die volgende reël bevat 5 woorde met 14 lettergrepe. En die derde een is 7 woorde met 16 lettergrepe. So wat baie kenmerklik is van hierdie seënbede is dat daar's 15 woorde in totaal, waarvan 3 daarvan die naam van die Here is en 12 daarvan oorbly. En nou verklaar sommige mense en sê maar dit gaan juis oor God wat met sy volk is, dit gaan juis oor die 3 enige God wat met die 12 stamme van Israel is, en dit kan so wees. Dis dan 'n wonderlike simboliek daarvan as dit so is. Van 3 keer bevat dit die verbondsnaam van die Here. Die Here sal, die Here sal, die Here sal. Juis 'n uitdrukking van wat die Here doen.
'n verklaring van wat die Here vir die volk gee. Maar soos dit gebruik is in die sin, sou mens kon sê, mas grammaties kon korrek wees, dat daar eintlik net een keer die naam van die Here gebruik word. Die seën kon soos volg geklink het, die Here sal julle seën beskerm, red, genadig wees, gebede verhoor, en aan julle vrede gee. En tog word die Here se naam 3 keer in die seënbede gebruik. Nou is dit so dat die drievoudige gebruik van die naam van die Here verklaar sommige mense is dat dit kom van die drie-enige God. Dis hy wat die mense seën. Dis hy wat teenwoordig is in werk. Maar dit gaan verseker ook daaroor beklemtoning. Ons weet dat dinge wat in die Bybel beklemtoon moet word, wat in bold uitgedruk moet word, mens moet let daarop, jou aandag moet gee daarop, word herhaal. En hier word 3 keer gesê wat die Here doen. Dis die Here se werk. Hulle moet nie wonder oor wat gebeur nie, hulle moet nie wonder oor wat doen die Here nie. Hulle moet dit weet. Dis absoluut seker wat die Here se werk is. Die Here sal dit doen. En nou kom die eerste deel van die priesterlike seën wat sê, maar die Here sal julle seën. En onmiddellik as mens hierdie woorde hoor van seën, dink 'n mens terug aan wat die Here vir Abraham eers gesê het, maar hy sal hom seën en hom 'n groot nasie maak. Hy sal hom voorspoedig maak. En daardie seën is met ander woorde ook vir die nageslag van Abraham, die Israeliete. Hulle sal ook beleef dat die Here 'n getroue God vir hulle is. Hy sal ook met hulle wees. So, hierdie seën nou verder en die Here sê, maar ek sal hulle ook beskerm. Met ander woorde, hierdie versekering dat die Here is met hulle, en waar hy met hulle is, kan hulle gerusheid hê, want die Here sal hulle beskerm. Ek kan jouself nou indink, as jy Israeliet is en jy het geen vestingstede nie, jy het nie 'n plek waar jy beskerm is nie, jy is uitgelewer in die woestyn aan elemente, aan wilde diere, aan vyande. Hoe geweldig groot hierdie troos moet wees, dat die Here sê, maar ek sal jou beskerm. Hy wat alle mag in die hemel en die aarde het, sal ook hulle beskerming wees. Daar's nie 'n groter troos wat hulle daarin kan kry nie. Dan sê die Here, maar ek sal julle ook seën, dat my aangesig sal oor julle skyn. En onmiddellik as mens hierdie woorde hoor van aangesig wat skyn, dink 'n mens in 'n donker plek, en jy dink aan 'n lig wat opkom en skyn in daardie donker plek. Mens hoor hierdie woorde ook waar konings mense in hulle teenwoordigheid toegelaat het en hulle aangesig vir hulle gewys het, hulle toegelaat het, eindig gesê, maar ek wil in jou geselskap wees, kom gerus in. Met ander woorde, die Here vind dis vreugde in hulle midde. Hy sal sy aangesig oor hulle laat skyn. Hy het 'n besondere liefde vir sy volk. Dit is sy volk, sy uitverkore volk Israel, vir wie hy lief is. En hy vind vreugde in hierdie gemeenskap met sy volk, in die saamwees met sy volk. Die Here sê hy sal sy aangesig ook oor hulle verhef. En dit nog 'n sterker uitdrukking is, wat eintlik nog meer intensief beteken, skyn beteken, dis die teenwoordigheid is daar, maar hierdie verhef beteken dat daar 'n ondersoek is in elke deel van waarmee hulle besig is. Alles wat hulle doen, die Here sal dit intensief bestudeer, besondere belang na hulle kyk. En nog steeds sê die Here sal hy vreugde dan vind in sy volk. Hierdie seën nou verder in dat die Here in sy volk genade sal gee. En juist hier lê die besondere verhouding met God aan Israel. Dat hy juist aan hulle genade betoon. Keer op keer, elke keer as mens hoor wat die volk gedoen het, dan hoor 'n mens van die genade van die Here wat die oortredinge van die volk troef. Maar die Here sê ten spyte van die sonde van Israel, dat die Here hulle nie sal verlaat nie. Ten spyte van die sonde van Israel sal die Here nie sy oordeel oor hulle laat kom nie. Maar hy sal genade aan hulle betoon. So ten spyte van die sonde van die volk, sal die seën van die Here nie ophou nie. En hoe mooi is die voorbeeld van Aaron nie hierin nie. Aaron wat kort tevore die voorganger was in die maak van die goue kalf, die opstand teen die Here. Hy het gruwelik gesondig. En tog gee die Here dit aan hom en sy nageslag die voorreg om die seën uit te spreek. Wat eintlik juist daardie vergifnis waar Aaron wys, dat hy en sy nageslag word hierdie bedienaars van die genade.
En laaste deel van die seën hoor ons ook dat God vrede gee. Dit is eintlik hierdie klimaks of hierdie samevatting van die seën. Is daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, is daardie versoening tussen ons en God. Dat die teenwoordigheid van die Here, waar hy met ons is, sal daar vreugde gevind word en vrede. Dat daar vrede saam met God gewoon word. En hierdie seën is oor die volk uitgespreek. Maar het is belangrik dat mense sal let hierop, dat die seën is nie net onpersoonlik nie, dat die Here is nie net sê maar, ek sal julle seën nie, maar is persoonlik, individueel. Die repetisie van ek sal jou seën. So vir elkeen van die 1000 mense wat daar was, is hierdie seën persoonlik van toepassing. Daar is nie een wat oorgeslaan word of uitgelaat word nie, maar die Here sê, ek is met jou. Dat hy persoonlik betrokke is, dat al hierdie seën en dele van die seën nie net kollektief is nie, maar persoonlik van toepassing is. En hoor dan die baie mooi woorde, die laaste woorde wat daar staan, so moet hulle my naam op die kinders van Israel lê. Mens hoor baie duidelik hier iets van iets wat ontvang word en verplaas word in ander dele of op ander dele. Hoe die Here die opdrag gee, sê maar deur hulle moet iets geplaas word op die mense van Israel. En die opdrag hier is, die Here sê, maar so moet my naam op die kinders van Israel gelê word en ek sal hulle seën. So die seën van die Here het dus te maak met die plasing van sy naam op elke individu. En nou is die vraag, wat beteken dit? Wat beteken dit as God se naam geplaas word op almal? En nou is baie mooi besef dat God se naam kan nie losgemaak word van wie God self is nie. As mens praat van iemand se naam, is dit die werke en die wese van die persoon. So selfs al dink jy aan iemand hier in die gemeente ook en jy noem sy naam, dan dink jy aan 'n spesifieke persoon en 'n spesifieke karaktereienskappe en dinge wat die persoon doen. En dieselfde met die Here. Sy naam word nie losgemaak van homself nie, sy naam wys na homself. So die Here sê, plaas my naam op die mense in Israel, met ander woorde, so sal ek by hulle in hulle midde wees. Hy laat sy naam by elkeen woon, waar hulle ook al gaan. Is hulle nie weg van God af nie, maar hulle bly in die midde van God. So is die seën van die Here dat sy naam op elkeen kom, dis hoe die barmhartigheid, genade en vrede by elke individu van die volk kan wees. En dis die Here self wat by hulle is. So wat sien 'n mens by die aanbidding van die volk Israel? Hoe wonderlik dit is wat daar gebeur. Daar's 'n tent van ontmoeting, waar daar ontmoeting met God is, en almal kom van rondom die kamp, na die middel van die kamp toe, waar die tent van ontmoeting is, om daar die Here te ontmoet, in korporatiewe aanbidding, om saam die Here te aanbid. En ons gesien dat dit God se wil is, dat sy volk, of dat hy by sy volk wil wees, en sy genade by hulle wil wees. Maar hoe sterk word dit nie verder vir ons beskryf, dat hy sy naam op elkeen plaas, waar hulle uitgaan nie. Met ander woorde, dit beteken dat die Here nog steeds in sy teenwoordigheid saam met elkeen gaan. Soos dit elkeen ingekom het om die teenwoordigheid van die Here te wees, so is God met elkeen, soos hulle daar weggaan. So die seën van die Here behels dat God self by elke individu teenwoordig is. Maak nie saak waar daai persoon gaan nie, dat die Here se naam, dat hy deur die Here se naam is die Here by hulle, seën hulle, beskerm hulle, skyn sy aangesig oor hulle, hoor hulle gebede en gee aan hulle vrede. En nou broers en susters, ons sien so heerlik hierdie wonder van God se genade in die Nuwe Testament, oor hoe God in sy genade en sy liefde en vrede by mense wil wees. Die evangelie is so heerlik, want die evangelie vertel vir ons dieselfde. God wat onder die mense kom woon. Die seun van God het mens geword, hy het onder die mens kom tabernakel, hy het hier kom woon in ons midde, hy het mens geword.
Ons hoor baie mooi oor die aangesig van God oor hom geskyn het by sy doop en by sy verheerliking op die berg, waar die Here sê, dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Hy is die volmaakte mens in wie God al daardie vreugde vind. En dit wat ons verdien het, al die sonde, al dit in teenwoordigheid van God gedoen word, wat nie God verheerlikend is nie, maar selfverheerlikend. Wat ons verhouding met God afbreek. Al daardie gruwelike sonde wat voor God gedoen word, in sy teenwoordigheid gedoen word, wat ons doen waar God by ons teenwoordig is. Kom ons Here Jesus Christus, en hy sterf daarvoor aan die kruis. Nou daar is alle seën van hom weggeneem. Die seën is ten diepste God se liefdevolle teenwoordigheid, sy genade teenoor ons. Dit alles is weggeneem daar aan die kruis, en hy sterf naak en as 'n gemartelde aan die kruis. Want sy Vader se liefdevolle teenwoordigheid was nie daar nie. Hy het hom nie beskerm nie. Hy het nie tot sy redding verskyn nie. Hy was nie genadig teenoor hom en sy aangesig het nie meer hom geskyn nie. Hy het nie aan hom vrede gegee nie. Maar ons Here Jesus Christus het presies die teenoorgestelde daarvan beleef. Hy het die angste van die hel daar beleef. Om die volle oordeel van God oor die sonde te beleef, om die God verlatenheid te beleef, te uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Op daardie stadium beleef hy net oordeel, en hy dra die ewige straf, wat ons moes toekom, om vir ewig weg van God af te wees. En dis wat ons verdien, om deur God gehaat te word, om deur God verlaat te word, om deur God gestraf te word. Dis die volste reg, die regverdige straf wat eintlik aan ons moes toekom, dat God ons moet verwerp, en sy ewige oordeel oor ons moet bring. Maar dis presies wat Christus vir ons aan die kruis dra. Dis presies wat hy op die kruis deurmaak, sodat ons dit nooit hoef te beleef nie. Dat hy het vir ons in liefde daar gedra. En daar waar Christus aan die kruis sterf, word God se genade vir die uitverkorenes oopgesluit. Die seën vir die mens moet kom. Want deur hom, deur sy werk aan die kruis, kom al die seënstrome van die Here. Daar is nie enkele seën wat ons toe kom wat nie deur Christus kom nie. En die hele rede kom God beskerming en genade en vrede op ons wil uitstort is as alleenlik as gevolg van die kruisdood van Christus. Daar waar hy versoening bring tussen God en die mens, is daar hierdie wonderlike seën van die Here wat vir ons oopgesluit word. Nie 'n neutrale verhouding waar God sê, maar goed, hy verdra maar die mens nie, maar hierdie geseënde verhouding waar God by die mens wil wees in sy genade en liefde en barmhartigheid. Dat hulle wat die Vader vir die Seun gegee het, hy verlos het, hy wil by hulle wees en hy leef in sy volle teenwoordigheid ook by hulle. En ons sien die wonderlike van hoe die Here dit doen, dat toe ons Here Jesus Christus opgevaar het in die hemel, gee hy die gawe van die Gees vir sy kerk. Hy gee sy Gees om by ons te wees, maar meer nog om in ons te kom woon. Want die Here wil nie sy kinders alleen los nie. Die Here wil nie wegwoon van sy kinders af nie. Hy wil by sy kinders wees, hy wil by sy kinders woon. En hy stuur sy Heilige Gees om in ons te woon. Dat ons is die tempel van die Heilige Gees en die Gees woon in ons, die woonplek van God. En God is altyd met ons. Maak nie saak waar ons gaan nie. Dalk op 'n kantnoot dan net sê mens, maak baie keer die opmerking dat waar 2 of 3 in die naam van die Here is, daar is hy ook teenwoordig. Ons onthou daardie konteks gaan oor die getuienis oor die waarheid, waar 2 oor die waarheid getuig is, die Here ook betrokke. Die Here sê vir ons, hy is altyd met ons as individu, maak nie saak waar jy gaan nie. Waar een is, waar jy 'n gelowige is, daar is die Here met jou. Want die Here laat nooit sy kinders alleen nie. Hy seën hulle altyd met sy teenwoordigheid. Hy maak ons die woonplek en hy stuur die trooster om in ons te kom woon, dat ons altyd daardie genade, barmhartigheid en vrede kan beleef. En jy is daarom, broers en susters, die
seënbedes wat ons in die Nuwe Testament lees ons in die briewe waar die gemeentes bymekaar gekom het, lees ons dit aan die begin van die brief en aan die einde van die brief. So in die samekoms van die gemeente hoor ons dat die seën van die Here eers uitgelees word in die begin van die brief, want God is daar teenwoordig, dis 'n ontmoeting saam met die Here. En daarom is dit afskuwelik dat ons dit afskeep, dat ons sê maar daar's belangriker dinge as om saam te kom en die Here te ontmoet. Maar ook daar waar hulle uitmekaar uitgaan. Daar is die seën van die Here ook met hulle. Bevestig dat die Here met sy volle hemelse seën met hulle is. Dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elke gelowige is en bly. En jy is daarom by die samekomste waar die seën uitgespreek, ook waar ons weggaan, nie dat daar nuwe seën kom nie, want ons besef wat die Here doen. Besef die seën kom van die Here af en die Here is met ons. En hy wil by ons wees in sy genade, barmhartigheid en vrede. En waar die samekoms eindig, is dit nie 'n gebed dat die Here miskien by ons moet wees in sy seën nie, maar dit is 'n verklaring van die beloftes van die Here dat hy is met ons. Dis met ander woorde nie 'n wegstuur seën nie. Die Here stuur ons nie weg uit sy teenwoordigheid uit nie. Dit bly altyd 'n uitstuur seën waar die Here sê maar ek is met jou, maak nie saak waar jy gaan nie. 'n Bevestiging van die Here, God die enige Vader, Seun en Gees is by jou waar jy is. Ons leef elke oomblik in die volle teenwoordigheid van God. God wat met ons is, God wat deur die werk van Christus elke oomblik met ons wil wees. En vir ewig by ons wil woon. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dit gaan ons verstand te bowe dat U mense skep, dat U mense maak om in verhouding mee te leef, en dat U selfs ten spyte van die sondeval, te midde daarvan eintlik, U groot genade en liefde wys, dat U mense uitverkies om U kinders te wees, dat U hulle uitkies om die genade en die seën oorvloedig op uit te stort. En ons dankie dat ons dit mag beleef en mag ons elke oomblik daardie besef hê van die lewe wat wonderlik is. Maar soveel te meer die wonderlike daarvan dat U in ons midde is, dat U by ons is. Dat U met U volle seën ook met ons is, te midde van alle omstandighede. Of dit voorspoed of teenspoed is. Mag ons so lewe, mag ons elke oomblik van ons lewe toewy met die wete dat U sien ons. Dat ons U verheerlik wat ons dink en doen en sê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, die liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as ook vir jeugsorg. Kom ons staan en sing ons nou saam Psalm 67, ons gaan daarvan vers 1, 2 en 3 sing. Die wonderlike woorde, mag God verskyn in sy genade en mag hy ons seën. Ons is geseën deur God ons Gewer, die aarde moet die Gewer vir sy seëninge dank en eer.
Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.